Goeiedag. En vandag lees ons Matteus hoofstuk 22. En ons spring weg met die gelykenis van die bruilof. Dis 'n baie ernstige storie wat Jesus hierso vertel, want dis 'n uitnodiging, né? Vers 1. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê: met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruiloffees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag: sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie. En die een het na sy stuk grond, en 'n ander een na sy werksplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en hulle doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir die slawe: alles staan klaar vir die bruiloffees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teëkom na die bruiloffees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het, bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feesmaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom: vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Vers 14. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Nou kom ons kyk net wat hierdie 14 verse vir ons sê, voordat ons verder lees. Ja, Jesus vertel die verhaal van 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Die koning het baie gaste genooi, maar toe die tyd aanbreek, het hulle geweier om dit by te woon. Sommige het selfs die koning se dienaars wat gestuur is om hulle te nooi, mishandel en hulle ook doodgemaak. Die koning was woedend en het sy leer gestuur om diegene wat sy uitnodiging geweier het, te vernietig en hulle stad te verbrand. Hy het toe die uitnodiging oopgemaak vir enige iemand wat wou kom, insluitend die armes, die siekes en selfs diegene wat nie aanvanklik genooi was nie. Die troulokaal was toe vol gaste van alle vlakke van die samelewing. In vers 1 tot 14 verteenwoordig die koning God. En die bruidseun verteenwoordig Jesus Christus, die bruidegom van die kerk. Die gaste wat aanvanklik genooi was Israel, die godsdienstige leiers, die Joodse volk, wat God se uitverkore volk was, maar geweier het om na die fees, die koninkryk van God, te kom, van wie verwag is om Jesus as die Messias te aanvaar. Hulle het egter die uitnodiging geweier, en sommige het selfs die koning se dienaars mishandel en doodgemaak, wat die profete en die boodskappers simboliseer, wat God gestuur het om mense tot bekering te nooi. Gevolglik het die koning sy leer gestuur om diegene wat geweier het te vernietig en hulle stad te verbrand, wat God se oordeel oor Israel en alle ongeredde siele verteenwoordig. Die koning het toe die uitnodiging gerig aan enige iemand wat sy dienaars kon vind, beide goed en sleg, en die bruilofsaal gevul met gaste uit alle vlakke van die samelewing, wat die insluit wat heidene en sondaars in God se koninkryk simboliseer. Wat die ongenooide gas betref, hy verteenwoordig diegene wat God se uitnodiging aanvaar,
maar nie voorbereid kom met die gepaste trouklere nie, wat geregtigheid en geloof in Christus simboliseer nie. Toe die koning vra waarom hy nie trouklere dra nie, was die man sprakeloos, en die koning het hom in die duisternis laat werp. Ja, diegene wat die uitnodiging van die strate aanvaar het, die heidene, die armes, die uitgeworpenes, is hulle wat God se uitnodiging aanvaar het om by sy koninkryk aan te sluit. Dis hulle wat Jesus Christus aangeneem het en wat glo dat God hom uit die dood opgewek het. Jesus sluit die gelykenis af deur te sê, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Die trouklere verteenwoordig die geregtigheid en geloof wat nodig is om deel te wees van God se koninkryk. Vers 15, toe het die fariseërs gaan besluit om Jesus met 'n vraag in 'n val te lok. Hulle stuur toe van hulle volgelinge saam met 'n aantal Herodiane om vir hom te sê, meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid, die wil van God bekend maak, sonder om mense in aanmerking te neem. Want u let nie op die aansien van die persone nie. Sê vir ons, wat dink u? Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of is dit nie? Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê, julle huigelaars, waarom stel julle vir my 'n stryk? Wys vir my die muntstuk waarmee die belasting betaal word. Hulle bring toe die muntstuk vir hom, en hy vra vir hulle, wie se kop en naam is hierop? Die keiser se, antwoord hulle. Jesus sê vir hulle, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort. Toe hulle dit hoor, was hulle verbaas, en het hulle hom met rus gelaat en weggegaan. En dan kom die vraag oor die opstanding uit die dood op, vers 23. Op dieselfde dag het daar Sadduseërs by Jesus gekom. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe, meneer, Moses het gesê, as iemand sterwe sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwee trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, die oudste het getrou en gesterwe, omdat daar nie kinders was nie. Het sy broer met die weduwee getrou. Dieselfde het gebeur met die tweede en die derde broer en uiteindelik met al 7 die broers. En heel laaste van almal het die vrou ook gesterwe. Met die opstanding dan, wie se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as 'n vrou gehad. Maar Jesus antwoord hulle, julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos die engele in die hemel. En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. Toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. Ja, en wat is die grootste gebod, vra Jesus dan, en dis waaroor hy nou praat, vers 34. Toe die fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs se mond gesnoer het hulle bymekaar gekom, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En toe kom hulle met die vraag oor die seun van Dawid, vers 41, en ons sluit af met dit. Toe die fariseërs bymekaar was, vra Jesus vir hulle, wat dink julle van Christus? Wie se seun is hy? Dawid se, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê tog, die Here het vir my Here gesê,
sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. As Dawid self hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? Niemand kon hom daarop iets antwoord nie. Van die dag af het niemand dit meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Jesus haal Psalm 110 vers 1 aan, waar Dawid, geïnspireer deur die Heilige Gees, na die Messias as Here verwys. En die implikasie is dat as Dawid die Messias Here noem, die Messias meer as net 'n menslike afstammeling moet wees, nê? Hy moet goddelik wees, gelyk aan God. Jesus vra in wese, as die Messias net Dawid se seun is, waarom noem Dawid hom Here? En niemand kon hom 'n woord antwoord nie. En van daardie dag af het niemand dit weer gewaag om vir hom Jesus vrae te stel nie. Die Fariseërs was sprakeloos gelaat. Hulle was nie in staat om Jesus se vraag te beantwoord nie, net soos al die vorige kere. Hulle besef hulle is uitoorlê en te geïntimideerd om hom enige verdere vrae te vra. Dit bevestig sy goddelikheid en beweer dat hy meer as net 'n menslike Messias is. Hy is die goddelike seun van God, gelyk aan die Vader. In wese bevestig Jesus sy goddelikheid en hy beweer dat hy meer as net 'n menslike Messias is. Hy is die goddelike seun van God, gelyk aan die Vader en die Heilige Gees. Tot sover vandag. Amen.